Een warm, droë oggend in die Kruger Wildtuin kom ons op 'n troppie olifante in 'n droë rivierloop af. Die rivier het nie gevloei nie want dit was nog voor die reenseisoen en daar was net so 'n grillerige groen poeltjie daar aan die een kant waaraan die olifante hulle natuurlik glad nie gesteer het nie. Ons het gedink die olifante gaan maar net 'n stofbad vat en ons het vir hulle gestaan en kyk. En toe begin die een groot olifantkoei met haar reuse voorpoot geduldig vorentoe en agtertoe in die sand skoffel. En na etlike minute het sy 'n groot gat voor haar gehad. Sy het haar slurp in die gat gedruk, die eerste sanderige water langs haar uitgespoeg en toe van die helder skoon ondergrondse water gedrink. En so het al die lede van die trop verbygekom, van die water gedrink en weer hulle gang gegaan. Ons het dit nie geweet nie, maar sy het geweet waarom vir water te soek, onder haar voete. Psalm 63 begin met die woorde: Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U. Ek smag na U soos 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ja, ons soek na God, maar die probleem is ons soek baie keer nie soos die olifante nie. Ons soek na God, nie hier naby nie. Ons soek op. En ja, ons soek God se teenwoordigheid op, maar dit beteken ook ons soek op, ver. En ons dink ons gaan God se teenwoordigheid voel in die antwoorde van geleerdes in boeke, om met iemand daar bo in die hemel kontak te probeer maak. Maar dit help nie. Soms kry ons God se teenwoordigheid op 'n manier wanneer ons tot die hemele bid, maar ander kere weer voel dit vir ons asof ons teen die plafon vasbid. Ek dink ons bid baie keer te ver en te hoog. Miskien moet ons weer leer om na onder te soek. Om dit wat onder ons is te ondersoek. Wat bedoel ek daarmee? Die olifante het geweet, hulle redding lê onder hulle. Hulle het geweet die lewende geewende water is nie eers daar ver in 'n reënwolk in die toekoms nie, maar reeds tasbaar onder die grond. Hulle moes net na ondersoek. En net so dink ek dat ons baie keer dink ons redding is daar ver in 'n vaal hoop op 'n hemelse toekoms. Nee. Ons redding is hier, onder ons, naby ons, tasbaar, as ons net kalm word en ons bewustelik instel om God hier by ons te ervaar. Want is dit nie wat daar staan in Johannes 1 vers 14 nie? Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Onder ons, tussen ons, by ons. Maar ek dink ons hoef hierdie woorde nie net altyd figuurlik te verstaan nie, maar ook letterlik onder ons. Want het Jesus nie gekom om ons te dien en te dra nie. En hy doen dit tot vandag toe nog deur sy gees. Hy's naby ons. Hy's onder ons. Psalm 63 begin dalk met hierdie verskriklike soeke en smagting en dors na God. Maar later in daardie selfde psalm erken die psalmdigter: As ek aan U dink op my bed, oor U pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my 'n hulp. En dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd naby U. U hand ondersteun my. Hy vind God nie terwyl hy staan en dink oor 'n vaal hemelse toekoms daar ver nie, maar terwyl hy in sy bed lê en pyns. Hy ondervind God. Hy ondervind God. Hy vind God naby, onder hom. En mag ons, wanneer ons God se teenwoordigheid opsoek, die lewende water ondervind. Daardie water
wat al die tyd eintlik daar was. Kom ons gaan luister nou na die gedig. My God bly dors na U God, soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? Ek is op soek na lewende water. Wanneer gaan dit neerreën? Ek soek U nabyheid op. Sal die kraanse antwoord gee? Dis my ego wat galmend poggel, soek, ondersoek. Die olifant kyk nie op nie. Sy vroetel saggies in die grond. Die olifant soek nie op nie. Sy ondervind. Die krake van haar voete is 'n padkaart en roete na die helderste water wat haar deur die droogte dra. Die olifant weet, dors sal haar nie onderkry nie. Sy weet waarom diep te grawe. Sy sak haar kop en roep haar trop, want onder haar loop die aar van die lewe. Ek gaan lê op die grond met my oor teen die sand en in die trop se diep dreungesprekke roep hy my terug aarde toe om in sy hande te kom rus.